In vandag se nuus, Back and Closer vlam weer op. Julius Malema sê hy wil niemand doodmaak nie en 'n olifant wat 'n dooie veldbewaarder oppas, het die wêreld aan die praat. Goeiedag en baie welkom by Nuuspot. Dit is Dinsdag 19 Mei en hier volg vandag se nuusbulletin. Die Back and Closer situasie in die Vrystaat het vererger met nog 116 klinies bevestigde gevalle, wat die totale getal in die provinsie op 589 te staan bring. Die gevalle is versprei oor 19 munisipaliteite, waaronder Kroonstad, Heilbron en Bloemfontein. Tot dusver is 513.167 beeste ingeënt en bewegingsbeperkings bly van krag vir plase binne 10 km van besmette gebiede. Die Weskaap blyk egter die uitbreking onder beheer te gekry het, aangesien die provinsie nou al 'n volle maand lank geen nuwe gevalle aangemeld het nie. Premier Ellen Wendy en LER Ivan Meyer het bevestig dat inentingsdekking reeds by meer as 161.000 diere toegedien is. 'n Bykomende 50.000 dosisse enstof word nou in prioriteitsgebiede ontplooi om immuniteit verder te versterk. In die hofsaal heers daar vrees nadat die 2,2 miljoen rand afpersingssaak teen die taksibaas Joe Ferrari Sibanyoni en sy medebeskuldigdes Mvimbi Masilela, Philmon Msiza en oupa Josiah Bafana Sendani van die rol geskraap is. Die Kwaggafontein Landdroshof het die besluit geneem nadat die aanklaer Mkhuseli Ntaba nie opgedaag het nie, wat gelei het tot 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming. Die klaer vrees nou vir sy lewe nadat die saak geskraap is van die rol. Die konstitusionele hof het 'n geskiedkundige uitspraak gemaak dat die regering nie gesondheidsorgverskaffers kan dwing om aansoek te doen vir 'n sertifikaat van behoefte om te bepaal waar hulle mag praktiseer nie. Die hof het bevind dat artikel 36 tot 40 van die Wet op Nasionale Gesondheid ongrondwetlik is. Solidariteit het die uitspraak verwelkom as 'n oorwinning teen staatsbeheer in die mediese sektor. Die leier van die EFF, Julius Malema, het tydens die Frank Dialogue ontken dat sy party enige boere wil vermoor. In reaksie op vrae oor die sing van die Kiel de Boer liedjie, het hy aangevoer dat dit na die stelsel verwys en nie letterlik bedoel is nie. Hy het kritici daarvan beskuldig dat hulle die swart gevaar misbruik om mense bang te praat. SANParks het 'n virale storie ontken waarin beweer is dat 'n olifant genaamd Nomzaan wag gestaan het by 'n oorlede veldwagter in die Kruger Wildtuin. Die organisasie bevestig dat die storie, wat met kunsmatige intelligensie geskep is, heeltemal vals is. Daar is geen rekord van so 'n voorval of van die betrokke veldwagter nie. In die Oos-Kaap veg 'n 16-jarige seun, Silongile Malgas, vir sy lewe in die intensiewe sorgeenheid van die Frere Hospitaal nadat hy Vrydag na bewering deur 'n bekende sakeman in Amalinda geskiet is. Die tiener en sy vriende was besig om koejawels te pluk toe die voorval plaasgevind het. 3 mans is in hegtenis geneem op aanklagte van poging tot moord. Die moord op Marius van der Merwe, bekend as Witness D, bly in die nuus terwyl die voormalige SAPS-skutter Mpandile Sotheni in sy borgtog aansoek beweer dat die oorlede polisiereservis Wiandre Pretorius hom herhaaldelik gevra het om die getuie uit die weg te ruim. Sotheni ontken enige betrokkenheid by die moord, hoewel bewyse hom aan die voertuig koppel wat die getuie voor sy dood agtervolg het. In die Johannesburgse Landdroshof moet Brown Mogotsi nog 'n week in aanhouding deurbring nadat hy na bewering 'n sluipmoordpoging op homself in November 2025 gefabriseer het. Die staat beweer hy het sy eie motor met 'n ongelisensieerde 9mm pistool geskiet om 'n valse saak aanhangig te maak. Die betrokke vuurwapen word nou ook gekoppel aan vorige misdade in Rodepoort en Eldorado Park. Goeie nuus op mediese gebied bied Suid-Afrikaanse seewier nuwe hoop in die stryd teen diabetes en kanker.
Mayuri Chenia, 'n student aan die Universiteit van KwaZulu-Natal, het navorsing gedoen wat toon dat ekstrakte van sekere inheemse seewiersoorte kan help om bloedsuiker te reguleer en kankerselle se groei te vertraag. Dit kan lei tot bekostigbare en volhoubare behandelings vir hierdie siekte. Kenners waarsku dat die rioolkrisis by die wieg van die mensdom ook Pretoria se antieke riviernetwerke vernietig. Die omgewingsaktivis Willem Snyman waarsku dat die apies, henops, pienaars en krokodilrivierstelsels deur swak bestuur van afvalwater in biologies dooie sones verander word. Die metro moet teen die einde van Mei 'n plan vir die herstel van sy aanlegte aan die minister van Water en Sanitasie voorlê. Die regering probeer weer om onwettige sigaretverkope te bekamp met 'n nuwe naspeurstelsel wat deur die Nasionale Verbruikerskommissie voorgestel word. Navorsers skat dat die nasionale tesourie die afgelope 2 dekades meer as R120 miljard aan belasting verloor het weens die swart mark. Die stelsel moet teen 2028 in plek wees om tabak, alkohol en medisyne te monitor. In die Oos-Kaap sal die Hoërskool Middelburg oop bly nadat die skoolbeheerliggaam en die departement van onderwys hul geskil opgelos het. Die skool het aanvanklik gedreig om te sluit weens onbetaalde onderwysers en vakante poste. Die departement het egter gewaarsku dat die sluiting van skole 'n oortreding van die wet is. Diereregteorganisasies insluitend Animal Law Reform South Africa en die EMS Stichting is van dese week in die Hooggeregshof in Pretoria om aan te dring op die vrylating van 3 olifante wat in die Johannesburg dieretuin aangehou word. Die saak word teen onder meer die Johannesburg Parke Agentskap en die minister van Bosbou, Visserye en Omgewing gevoer. Professor Mashudu Chifularu van die Universiteit van Pretoria begin binnekort met kliniese proewe vir 'n baanbrekende middeloor-oorplanting. Met die hulp van titaanprosteses wat met 3D drukwerk gemaak word, hoop hy om gehoorverlies permanent te behandel. Die prosedure wat in die Steve Biko Akademiese Hospitaal uitgevoer word, kan 'n alledaagse prosedure word as die proewe slaag. Buitelandse nuus: in die Verenigde State is 3 mense dood in 'n skietery by die moskeekompleks in Santiago. 2 tieners, onderskeidelik 18 en 17 jaar oud, is later dood in 'n motor gevind nadat hulle vermoedelik selfmoord gepleeg het. Die polisie ondersoek nog die voorval as haatmisdaad. Taiwan se president Lai Ching-te het beklemtoon dat Taiwan nooit as onderhandelingsmiddel in ooreenkomste tussen Amerika en China gebruik sal word nie. Dit volg nadat president Donald Trump gesuggereer het dat wapenverkope aan die eiland as 'n ruilmiddel met Beijing kan dien. Taiwan dring aan op voortgesette Amerikaanse veiligheidsondersteuning. Die Amerikaanse Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming het bevestig dat 'n Amerikaner wat in die Demokratiese Republiek die Kongo gewerk het, positief vir Ebola getoets het. As gevolg hiervan het die Verenigde State tydelike reisbeperkings ingestel vir reisigers wat die afgelope 21 dae in die DRK, Uganda of Suid-Sudan was. Die risiko vir die algemene publiek word egter as laag beskou. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het intussen 'n openbare gesondheidsnoodgeval verklaar weens die Ebola-uitbraak in die DRK en Uganda. Seerowery langs die Somaliese kus het weer opgevlam wat daartoe gelei het dat die dreigement-assessering tot 'n ernstige vlak verhoog is. Die kaping van skepe soos die Eureka olietankskip in Mei dui op 'n hoër vlak van gesofistikeerdheid onder seerowers. Kenners waarsku dat onwettige visvang en armoede die hoofoorsake bly wat dringend aangespreek moet word om die streek se maritieme veiligheid te verseker. En ten slotte 'n TikTok-gebruiker bekend as Canadian Ginger het 'n virale debat ontketen oor of 'n mens na 'n stortkop moet kyk of nie terwyl hy stort. Haar video het binne 6 dae 1.400.000 kyke ontvang met uiteenlopende reaksies van mense wat of die metode ondersteun
of dit as vreemd beskou. Terwyl sommige kykers glo dat dit slegs vir dramatiese fliektonele is om na die stortkop te kyk, het ander, veral mense wat hulle self as neurodivers beskryf, gesê dat hulle juis verkies om water in die gesig te kry. Die wetenskaplike Dr. Vincent Charwinata verduidelik egter dat dit alles neerkom op sensoriese voorkeur en senuweestelsel regulering. Volgens hom is die gesig uiters sensitief en kan direkte waterdruk oorstimulerend wees, wat verklaar waarom baie mense instinktief hul rug na die stortkop draai om te ontspan. Dis nou vir jou 'n vraag, nee. Miskien moet 'n mens dit op die eerste date al vra. Kyk jy vir die stort of draai jy jou rug op die stort? Kan dalk 'n paar verhoudings red. Groetnis. Ons praat verder in die res van die week.